Goeiemôre vriende, dis 1 Mei 2021, my naam is Pieter van der Merwe. Baie welkom by ons geselsies, ons praat oor die Here se koms, terwille van die wat nie inskakel. Ek wil net sê, dis nou laatmiddag, die son mag dalk van hierdie kant af nou so 'n bietjie probleme gee, maar ons sien mekaar en ek bid dat die Here regtig ons saam weer seën vandag. Kom ons bid net saam. Here, ek dank U vandag vir die wonderlike voorreg om as U kind hier te sit. En te vra, Here, dat dit wat ons deel met mekaar, dat dit die waarheid sal wees. En daarom is dit so nodig, Here, dat die Heilige Gees vir my ook hier in wysheid lei om hierdie goed waaroor ons praat met mekaar te deel op so 'n manier dat dit verstaanbaar is. Dankie dat U so getrou is. Dankie dat ek kan bid vir elkeen wat luister nou hier. En ook vra, Here, dat U Gees ook in elkeen sommer net U goeie werk voleindig. In Jesus se naam. Amen. Vriende, ek praat vandag, ek het onlangs hier, jy weet, iets gesien op YouTube met die Engelse titel Against the Tide. Ek het dit nie eers gekyk nie, maar die hele term het so in my kop bly steek. Die Afrikaans daarvan is stroom op. En so in die loop van die week het ek net besef, maar die Here het hierdie woord in my gees gesit, want hy wil hê ek moet iets praat oor stroom op. Nou die twee toe uiteindelik by mekaar gekom, omdat ek en my vrou die afgelope tyd deur Hebreërs werk. Nou voor ek daarby uitkom, wil ek net sê ter inleiding. Ons leef in 'n tyd wat kinders van die Here ongelooflik baie te doen het met menings, met standpunte, met ideologieë, met teologieë. En ons weet nie altyd waar in hierdie verskriklike verwarring, wat is nou regtig die waarheid nie. Dit word toenemend so, en dit is profeties so voorspel. So dit is so belangrik, dat u en ek moet weet, waar staan ek? Waar staan ek in die woord? Waar staan ek in die dinge wat ek glo? Ek sê so baie vir my vrou, dit voel baie keer of, daar is so min mense, wat glo wat ons glo. Daar is so baie wat anders glo en ander, jy weet, goed propageer. Waar staan ons? Waar staan u en ek in hierdie verwarring? Waar staan ons met betrekking tot die Bybel as woord van God? As Heilige Gees geïnspireerd? Waar staan ek in my verstaan daarvan? My kyk daarna. Waar staan ek met betrekking tot die eindtye? Waar staan ek met betrekking tot die wegraping? Die goed waarmee ons oor mekaar praat, met betrekking tot die wederkoms. Waar staan ek met betrekking tot my gemeente of kerk? En amper sê, waar staan hierdie kerk of gemeente met betrekking tot hierdie goed? Het is so belangrik, en het is so belangrik ook dat ons, jy weet, ek dink nou aan Matteus 24 vers 4, pas op dat niemand julle mislei nie. In al hierdie klomp impulse wat ons van al die kante afkry, idees, teologieë, standpunte, mag meewerk dat ons mislei word, of verwar word. Dit is so belangrik dat ons net weer vandag voor die Here gaan stilstaan, en ek gaan nou nie spesifiek in onderwerpe in om te sê wat reg of wat verkeerd is nie, maar ek hoop aan die einde van hierdie dag het u regtig dit ontvang om in die Here en in die Gees van die Here net te sê, ek staan in die waarheid en ek loop 'n pad, stroom op, soos die Hebreërs vir ons voorgehou word. Vriende, ek lees ook vir u Matteus 24 vers 10 tot 13. In daardie tyd sal baie mense van die geloof afvallig word. Net sê, daardie tyd is hierdie tyd, want dit het te doen met aan die einde. Hulle sal mekaar verraai en mekaar haat. Daar sal baie vals profete kom, hulle sal baie mense mislei. Omdat die minagting van die wet van God sal toeneem, sal die liefde by baie verkoel, maar wie tot die einde volhard sal gered word. Die minagting van die wet van God, ons moet dit ook, kan dit ook van ons sê, die minagting vir die woord van God, in ons taal vandag. Vriende, die wet van God, ons moet altyd onthou, Hebreërs is geskrywe vir Jode. Ek gaan net nou iets meer daaroor sê. So, hy skryf vanuit die Jode se agtergrond rondom jy weet, die behouding van die wet van God. 2 Petrus 3 vers 3 en 4. Veral moet julle weet dat daar in die laaste dae mense op die toneel sal verskyn wat die spot dryf en wie se lewe net deur hulle eie begeertes beheers word. Hulle sal spot en hulle sal sê, nou wat het nou geword van die belofte van die wederkoms? Ons vaders is al dood, tog bly alles nog net soos dit was, soos van die begin van die skepping af. U het dit gehoor, ek het dit gehoor, baie mense sê dit aan mekaar vir jou, ag man, die goed wat jy oor praat, hoe weet ons is nou
Dit kan nie die einde wees nie, dit is nie die einde, is gewoonlik in ontkenning. Vriende, 1 Petrus 5 vers 8 en 9, wees nugter, wees wakker, julle vyand die duiwel op rond soos 'n brullende leeu, op soek na iemand om te verslind. Bly staan vastig in die geloof, staan hom te, moenie vergeet nie, dwars deur die wêreld, moet julle medegelowiges dieselfde soort lyding verduur. Vriende, dis hoekom ek vandag met u praat. Dis nie net ek, wat soms staan en sê, joh, verstaan ek die goed reg nie. Ek weet, daar's baie daar buite, wat ook so voel, ons het medegelowiges, dieselfde versoeking en misleiding waarmee ek te doen het u te doen, party in meerdere mate, party in 'n mindere mate, maar ons moet vasstaan. So vandag se geselsie gaan in wese eintlik net daaroor, kom ons bemoedig mekaar. Ons is broers en susters in die Here. Kom ons sê net weer vir mekaar, wat sê hierdie boek Hebreërs vir kinders van die Here? Nou, Hebreërs as agtergrond, ek gaan hierdie geselsie in 2 opdeel, ek gaan net so vinnig kyk na die agtergrond, en dan gaan ons bietjie kyk na die, jy weet, wat sê die boek Hebreërs vir ons vandag? Nou, Hebreërs is geskrywe vir Jode deur Paulus. Ek sê nou deur Paulus, die naam Paulus kom nie voor daar nie, maar die ou kerkvaders het almal geglo dis Petrus geskryf het, dis sy styl. Ek gaan nie nou in die diepte in waarom sy naam nie daar verskyn nie, dit maak ook nie saak nie. Dis 'n boek in die Bybel wat deur die Heilige Gees geïnspireer het. So of ons nou praat van Paulus of die Hebreërs skrywer, dit maak nie saak nie. Die boek bestaan en God in sy alwysheid het hierdie boek vir ons gegee met 'n baie besonderse rede. Nou hierdie boek, sê ek weer, is geskryf vir Jode. En dis Jode wat stroom op, omgedraai het en hierdie Messias volg, wat die hele Israel nie wou volg nie. So hulle is absoluut stroom op. So die fokus van Paulus, of dan nou die Hebreërs skrywer, op hierdie ouens wat dit lees, is op die Jode, die swaar wat hulle moet deurmaak, en die spot wat hulle moes verduur, die lyding wat hulle moes verduur. So, die fokus van die boek is eintlik op die superioriteit van Christus Jesus. Hy is beter as die profete, hy is beter as die engel, hy is beter as Moses, hy is beter as Melchisedek, hy het die beste volmaakte offer gebring, so hy is beter as al die priesters. Deur Jesus bring God die nuwe verbond. So die fokus is op Jesus Christus, en dat hierdie Jode dit net altyd moet onthou, in hulle stroom op beweeg. En wat hy eintlik vir hulle sê, en dit is 3 opmerkings wat ek nou gaan maak, dat die Hebreërs skrywer vir mense wat stroom op moes ingaan, teen die gebruike en die wette, wat oor millennia, jy weet, ontstaan het, dat hy vir hulle wil sê, julle is stroom op. En dat Christus voor julle gegaan het. Jesus kom wys vir ons, en dis die tweede ding, hoe om stroom op te lewe. En die derde ding wat ek wil sê oor hierdie agtergrond het by wyse van inleiding, al was Hebreërs vir die eerste geslag Jode geskrywe, het dit die betekenis vir u en vir my vandag, omdat ons ook in die eindtyd stroom op beweeg, teen die oorweldigende mening wat van kerke, van genootskappe, wat dit nie sien nie, wat dit nie verstaan nie, van Christene, wat dit glad nie wil glo of aanvaar nie. Ons sit in dieselfde situasie in 'n sin as die ou Jode. Die vervolging is waarskynlik minder, of bestaan op die stadium nie regtig nie, maar die boek Hebreërs, glo ek, is ook vir ons geskrywe. Vriende, nou kom ons by die tweede en die hoofpunt wat ek 7 goed wil uithou. Nou hierdie hoofpunt wat ek wil beskryf, gaan daaroor, wat sê Hebreërs vir u en my as laaste generasie Christene? Ek het so 7 goedjies hier uitgehaal. Kom ons begin. Nommer 1. Christus was reeds voor ons stroom op. Ek lees vir u Hebreërs 2 vers 9 en 10. Maar ons sien Jesus met eer en heerlikheid gekroon op grond van sy lyding en dood. Hy is 'n kort tydjie minder gemaak as die engele, sodat hy deur die genade van God vir almal sou sterwe. God, terwille van wie alles bestaan en deur wie alles ontstaan het, wou baie deel laat kry aan sy heerlikheid, ook vir u en vir my. Daarom was dit reg dat hy hulle leidsman tot die verlossing deur lyding heen tot volmaaktheid sou bring. Die Here Jesus moes ly ten einde volmaaktheid te bereik, sodat ons ook
En dit is eintlik 'n tema in hierdie boek. Ons sal net meer daaroor praat. Deur lyding heen ook tot volmaaktheid kan kom. Die lyding verskil. Baie keer is dit net spot, baie keer is dit juis hierdie ding, maar hier gebeur daar niks nie. Vriende, geloof is 'n pad wat jare duur, wat leeftyd duur. Nou, dit is wat hierdie Hebreërboek vir ons net wil kom bevestig weer. Moenie moed opgee nie. Daar kom 'n einde aan. Die tweede ding wat ek wil noem, en dis juis dit, dat ons die Hebreërboek vir ons leer hoe om mekaar aan te spoor in hierdie stroom op wêreld. Ek lees vir Hebreërs 3 van vers 13 tot 14. Maar solank daar nog 'n vandag is, moet julle mekaar elke dag aanspoor, sodat niemand van julle deur die misleiding van sonde verhard word nie. Ons behou deel aan Christus as ons eindtyd volwaard en die vertroue waarmee ons begin het. Vriende, dit is so belangrik. Mense sien so baie keer kinders van die Here wat vashaak, kinders van die Here wat verkoel, en die Heilige Gees, as ons regtig die Gees van die Here, maak ons sensitief daarvoor. En is so belangrik, vriende, dat ons hierdie sensitiwiteit moet hê om te sien wat 'n broer of suster van my kry nou swaar. Dat ons vir hulle bid, dat ons na hulle toe gaan en sê, kan ek saam met jou bid? En dat ons ook met mekaar deel, dat ek ook en u ook met ander sal deel en sê, weet jy, ek sukkel 'n bietjie, kom net saam, ons bemoedig mekaar. Ons moet mekaar aanspoor, sê hierdie boek. Die volgende ding wat ek wil noem, is wat ons leer in hierdie boek, dat stroom op na God se rus, wys hy vir ons. Dit is stroom op om in sy rus te kom. Voor lê die hemelse rus, maar om tot daar te kom, moet daar 'n klomp goed gebeur, is daar dinge waardeur ek moet werk, dinge waardeur ek moet kom. En nou sê hy so mooi in hierdie Hebreërboek, daai rus begin nou reeds. Kom ek lees vir Hebreërs 4 vers 1. Terwyl die belofte om in sy rus in te gaan nog van krag is, moet ons oppas dat dit nie miskien later blyk dat een van julle agtergebly het nie. Dan Hebreërs 4 vers 4 tot 7. Die wat vroeër die blye boodskap gehoor het, het dus van wie hulle ongehoorsaamheid nie sy rus ingegaan nie. Maar vir sommige bly die moontlikheid bestaan om weer in sy rus in te gaan. Ek gaan nou iets meer oor sê. God het immers weer 'n dag bepaal, naamlik vandag, wanneer hy soos reeds voorheen aangehaal, soveel later by monde van Dawid sê, vandag, as julle sy stem hoor, moet julle nie hardkoppig wees nie. Vriende, hy verwys in hierdie gedeelte na, jy weet, die ou Jode. Onthou, Paulus praat derentyd, ek sê nou Paulus, die Hebreërs skrywer, praat hy derentyd met Jode, wat stroom op beweeg in 'n moeilike wêreld met baie vervolging. Hy sê vir hulle, van julle het vroeër, nou verwys hy na die Ou Testament, in hierdie Hebreërbrief maak die Hebreërs skrywer aanhoudend, verwys hy na die Ou Testament, en hoe dit waar geword het in die Nuwe Testament. Nou verwys hy ook na die Jode wat bevry is uit Egipte uit, maar nie die rus van die nuwe land kon ingaan nie, omdat hulle ongehoorsaam is. So dit is wat hy eintlik hier vir hulle probeer sê. En ook vir ons sê, oppas, julle nuwe generasie. Dit vir ons as kinders van die Here vandag, en vir daardie mense wat vir wie dit skryf, vir die Jode. Hy sê, ons moet stroom oploop na iets wat hy noem nie die woord volheid nie, ek noem dit volheid, en ek gaan nou vir u sê wat ek daarby bedoel. In Hebreërs 6, vers 1 en 2 staan daar, laat ons nie stil staan by die eerste dinge wat aangaande Christus verkondig word nie, maar verder gaan na die volle inhoud van die boodskap. Ons wil nie opnuut die fondament lê deur te praat oor die bekering uit 'n leefwyse wat tot die dood lei nie, of oor geloof aan God nie, die leer van die doop, die handoplegging, die opstelling van die dooies en die ewige oordeel nie. Al hierdie goed noem Paulus eerste dinge. Vriende, ons praat nie hier oor superheiliges of superchristene of wat ook al nie. Mense wat nou een of ander dieper belewenis het nie. Dit gaan net daaroor dat hy 'n onderskeid maak tussen hierdie eerste dinge wat hy nou hier genoem het en dan goed wat ek nou net gaan noem. Vriende,
Dis so belangrik en mense sien so baie. Ek het onlangs weer te doen gehad met iemand wat stil gestaan het. Hierdie eerste dinge was vir hom genoeg. En hy's tevrede en hy wil nie laat sy skuitjie geskit word nie. Dis vir hom genoeg. En ons sien so baie dat kinders van die Here hierdie goed vir mekaar stuur. Jy weet, oor liefde, oor geloof, oor volharding, oor blydskap, daai tipe goed. Nou dis nie verkeerd nie, maar die Paulus noem dit die eerste dinge. Kom ons stuur dit vir mekaar. Ekskuus, ek kritiseer dit nie. Al wat ek sê is, hy praat daar van iets anders. En dan noem hy in vers 5 en 6, jy moet dit asseblief gaan lees, noem hy 3 goed. Hy noem die ontvang van die Heilige Gees, hy noem die lieflikheid van die woord van God, soos in my vertaling het beskrywe, ons kan ook sê dat die woord in diepte verstaan word, en dan noem hy in die derde plek die krag van die toekomstige wêreld. Vriende, en dis die goed waaroor ek en u nou al 2,5 jaar met mekaar praat, wat wag vorentoe? En dis die 3 goed wat hy noem, dat ons verby die eerste dinge kom. So, die Heilige Gees is kardinaal hierso. U en ek ontvang die Heilige Gees die dag toe ons Jesus Christus aangeneem het. Ons ontvang die Gees van die Here om ons in die waarheid te lei. Ook met ander woorde in hierdie goed. Wat die woord vir ons oopsluit, die tweede ding wat hy noem, en die derde ding, die krag van die toekomstige wêreld ervaar het en kennis het daarvan. Vriende, ek lees vir Hebreërs 6 vers 11 en 12, dis ons vurige wens dat elkeen van julle end uit dieselfde ywer as vroeër aan die dag sal hê, totdat die dinge waarop julle hoop vervul is. Julle moet dus nie traag word nie, maar voorbeeld volg van die wat deur geloof en geduld deel gekry het aan die dinge wat God beloof het. Vriende, die volgende ding is die 5de dingetjie wat ek uithaal uit Hebreërs uit vir kinders van die Here. En dit is die hele ding van stroom op in geloof. Nou hy sê, geloof noem hy hier een van die eerste dinge. Maar in 'n geloofspad, daai geloof kry nooit eind nie. Dis geloof wat ons op hierdie pad hou, en dis geloof wat ons hou en laat groei in Jesus Christus, ook in die dieper dinge waarvan hy gepraat het. Ek lees vir u Hebreërs 11 vers 13 tot 16. Terwyl hulle reeds steeds geglo het al hierdie mense gesterwe sonder om te verkry wat hulle beloof is, maar hulle het dit uit die verte gesien en daaroor gejuig. Hulle het erken dat hulle hier op aarde slegs vreemdelinge is en bywoners is. Vriende, Hebreërs 11 is 'n wonderlike hoofstuk wat hierdie geloofshelde, die Henogs, jy weet Abel, Noag, Abraham, Moses, hy noem die name daar, en dat hierdie ouens 'n besonderse pad van geloof gevolg het. En hierdie versie sê eintlik vir ons, almal van hulle het nie verkry terwyl hulle geleef het, dit waarop hulle geglo en gehoop het nie. Weet jy, ek het 'n idee, ons dit onderskei hulle van ons. Hierdie ouens het ons voorgegaan. Ons het gesien hoe mense geleef, ons kan dit lees in die woord, in die Ou Testament, hoe hierdie ouens geleef het, in afwagting, volle vertroue, dat hulle gaan kry wat God beloof het. Maar hulle is dood voor hulle dit gekry het. Moses is dood voor hy in die beloofde land ingegaan het. Henog is weggeruk hemel toe. Abraham het nooit sy voete, het nooit die land belewe, wat aan hom beloof en sy nageslag beloof was nie. Hy was 'n huurling, hy het grond gehuur daar. Hy het dit nooit eiendom besit daar nie. So, die onderskeid tussen hulle en ons vandag is, glo ek, dat ons die goed gaan sien wat beloof word. Weet jy wat 'n ongelooflike voorreg is dit nie? Hulle het na 'n beter vaderland gegaan, na 'n hemelse, het hulle verlang, en dit het hierdie ouens vasgehou. Ons verlang ook na 'n beter vaderland, ook na 'n beter hemelse toekoms, en dit is die goed wat ons kan vashou in die wete dat ons dit heel waarskynlik gaan sien in ons leeftyd. Vriende, die 6de ding waar ek wil praat is stroom op in 'n wedloop. Hebreërs 12 sê die volgende, die eerste 3 versies gaan ek lees. Terwyl ons dan so groot skare geloofsgetuies rondom ons het, laat ons elke las van ons afgooi, ook die sonde wat ons so maklik verstrik, en laat ons die wedloop wat vir ons voorlê met volharding hardloop, die oog gevestig op Jesus, die begin en die volëinder van die geloof. Terwille van die vreugde wat vir hom in die vooruitsig was, het hy die kruis verduur, sonder om vir die skande daarvan terug te deins. Nou sit hy aan die regterhand van die troon van God. Hou
hom voor oë, wat so vyhandige optrede van die sondaars teen hom verdraai het, dan sal julle nie geestelik moeg word en uitsak nie. Vriende, ons leef in geloof stroom op. Christus het dit ook gedoen. Hierdie woord sê, hou hom voor oë, wat ook 'n vyhandige optrede van sondaars teen hom moes verdraai het. Ons kry baie keer teenstand van medegelowiges, van ouens wat anders glo. Hou vas aan hom. Die oog gefestig op Jesus. Hy is reeds hierdeur. Hierdie woord sê hy wag daar voor by die eindstreep. Hy kyk vir ons. Saam met hierdie geloofshelde. Hulle hou ons dop. Mag die Here hierdie waarheid regtig aan ons absoluut net weer waar maak, want dit is so belangrik. Die 7de en die laaste ding wat ek wil noem, is dat hierdie stroom op ding leer vir ons dissipline. En dat dissipline in die Here eintlik ook 'n stroom op ding is. Ek lees vir u Hebreërs 12 vers 10 tot 13. Wanneer ons getug word, lyk die tug op hierdie oomblik nie na iets om oor bly te wees nie, maar om oor te huil. Met ander woorde, die Here dissiplineer ons in hierdie wedloop. Later lewer dit egter vir die wat daardeur gevorm is 'n goeie vrug, vrede, omdat hulle gehoorsaam is aan die wil van God. Dis die vrug van swaar kry, is hierdie vrede. Versterk daarom die slap hande en die lam knieë, loop die reguit pad, dan sal dit die wat lam is nie uit litheid raak nie, maar gesond word. Vriende, dit is so belangrik, dat ons hierdie Here volg, deur swaar kry, deur goed wat hy toelaat, goed wat ek nie van hou nie, goed wat ek nie verwag het nie, maar altyd weet, hy laat dit toe, omdat hy vir ons lief is, omdat hy ons wil skool in 'n lewe van geloof, sodat ons meer en meer van die diepte kan ontdek wat hy vir ons bedoel het. Ek sluit af met 'n stukkie van Hebreërs 12 van vers 26 af. Destyds het God se stem van Sinaï berg af die aarde geskud, maar nou kondig hy aan, nog een keer sal ek die aarde, nie net die aarde nie, laat bewe nie, maar ook die hemel. Die een keer wys daarop dat die geskape dinge wat reeds aan die wankel is, plek sal maak vir die onwankelbare ewige dinge. Ons verwag die wederkoms. Ons verwag dat Jesus Christus ons gaan kom haal. Ons praat baie lank al daaroor. Die feit is dat die Here Jesus sy kinders moet wakker hou. Dat ons hierdie onwankelbare kan beerwe. Ons loop in 'n wankelbare wêreld, maar ons mag nie wankel nie. En daarom is dit so belangrik dat ons hierdie dissipline in die Here ontwikkel, ook deur swaar kry. Dis eintlik wat hy vir ons sê. Hy laat ons suffer, sê die Engelsman. Ons moet maar bytelmal net weer bewus word, ons is so afhanklik van hom. Vers 28. Daarom moet ons wat bevoorreg is om hierdie onwankelbare koninkryk te ontvang, dankbaar wees. En ons dankbaarheid daarin laat blyk dat ons God gelukkig maak deur hom met eerbied en ontzag te dien, want daar staan ook, ons God is 'n verterende vuur. Ons het nie te doen met 'n maklike, ons het nie te doen met 'n God wat, hy verwag iets van ons. Hy verwag iets van sy kinders. Sy seun het die volle prys betaal. Genoegsaamheid wat van sy seun se lyding op hierdie wêreld en alles wat hy vir ons gegee het. In ruil daarvoor verwag hy van ons dissipline, verwag hy van ons 'n vaste geloof. Ons mag nie wankel nie, ons moet staan. Ons staan eendag voor hom in heerlikheid, voor sy troon. Ek sien uit daarna. Hierdie woord sê dat ons hom gelukkig maak as ons stroom op vashou aan hom deur al die goed. Here, ek prys U vandag dat ons U kinders mag wees. Dat ons mag sê, ons is U kinders. Ek prys U vandag dat U die onwankelbare God is. Jesus Christus, dat U voorgeloop het in hierdie stroom wat teen U gespoel het en dat ons agter U kan aanloop. Dankie Here, ons prys U naam vir die voorbeeld wat U gestel het. Ek prys U vir hierdie boek Hebreërs en die diepte en die vrede wat dit ook bring as ons kyk na goed waarmee ons te doen het. Dankie dat U 'n antwoord het vir alles, dat U woord genoegsaam is, dat U Gees in ons is om ons te lei deur hierdie woord in hierdie lewe en op die pad wat ons loop in Jesus se naam. Amen. Vrede.